Hier is my so mooi as dit kom by daar die water sal ek loop. Daar was Jonita Du Plessis en sy sê op die water sal ek loop. Wie weet langer oor daai storie. Boombehalwe Bernice Slawer bly staan en Jaco Hamman met alles behoort aan u. Absoluut beautiful, die tyd is nou 10 minute net voor die tyd van 7 hier op die lekker luisterstasie. Die program Geloof is 'n werkwoord. So my Gerard die Jager. Weet ek loved it. Met die storie van Petrus op die water, of die Here het hom gesê, kom loop uit. Jy weet in Matteus, is dit presies wat gebeur het. En, weet, soos die liedjie nou sê, op die water sal ek loop en ek sal nie sink nie en alles, maar baie keer sink ons. Baie keer is daai storm te groot. Baie keer hou ons nie ons oog op die Here nie en baie keer dan sink ons. En dis waar die groot ding inkom. Maar ek dink die Here het baie goed is bewys, of nie bewys nie, ekskuus, maar die Here het baie goed vir ons gewys daai dag. En dit is amazing, want geloof groei deur gehoorsaamheid. Jy weet, Petrus was gehoorsaam en hy het die guts gehad om in hy boot te klim om by water te loop. Dit was die grootte. Hy het die vertroue gehad om te weet Jesus is daar. En hy het uitgeloop. Soos wat ons probleme aanvat. En dan loop ons uit. Dan loop ons uit binne in daai storm in. Maar soms dan oorval die storm ons 'n klein bietjie. Dis menslik, voel ek. Dis menslik wanneer daai storm ons soms bietjie te veel raak. En die Here wat sê, weet, hoekom is jou geloof so swak? Ek is hier. Ek is hier. Ek het jou probleme in my hande, Gerard. Ek gaan alles hanteer. Maar baie keer voel ons nog steeds, ons sink so bietjie. Selfs toe Petrus sink, was Jesus daar. Dit was letterlik net 'n armtrek en die Here trek jou uit die storm uit. Wie die ervaring van Petrus leer ons om ons oë op Jesus te hou, nie op die storm nie. En dit klink so maklik om dit te sê, maar Gerard, jy sal nie verstaan nie, ek sit in 'n ander storm. Nee, is dieselfde storm as baie van die ander mense. Al wat Jesus vir jou vra is, klim in die boot uit. Hê daai vertroue in my, klim in die boot uit. Ek is hier is ek. Ek is hier die weg, die waarheid en die lewe. Jy weet, Jesus is die een persoon op aarde, as ek kan sê persoon op aarde, wat die meeste gedokument is in die geskiedenis van ons aardbol. Daar is nie eers 'n koninklike wat so baie boeke, geskiedkundige skrewe oor daai persoon het, soos Jesus nie. Hy's daar. As jy sukkel om te glo dat hy hier is, hy's daar. Hy het gesterf op die kruis, dis daar. Hy het opgestaan, dis daar. Dit is menslik om bang te raak in die storm, dis okay. En dis okay om te sink soms in daai storm in, wanneer jy miskien nie die geloof het, wat jy moet hê, of wat almal verwag van jou, om te hê nie. Maar Jesus los jou nie in die storm nie. Hy los jou nie wanneer ons struikel nie. Hy's daar, maar ons moet daai keuse maak. Dis hoekom ek sê, ek sal liewerste loop met liewe Jesus deur hierdie wêreld as sonder hom. Al is ek 'n bietjie ontevrede oor die goed wat in my lewe gebeur en baie keer menslik, blameer ons met die Here vir dit. Al het ons eie vrye wil baie keer daai storms in ons lewe gemaak. Jesus is nog steeds in die storm saam met ons. Ons moet nie wegskuif en ons fokus weg van die Here afskuif. So wanneer ons kom in daai storm, dat die Here verre van ons al weg is nie. Nie omdat hy ver weg is nie, omdat ons vrye keuse dit gedoen het. Ons het besluit om weg te draai. Hy gryp ons aan. Nog voordat ons heeltemal ondergegaan het, is die Here daar. Petrus se fout was nie dat hy uitgeklim het nie. Dit was net dat hy fokus verskuif het na die storm toe en van die Here af. En selfs toe was Jesus se reaksie nie verwerping nie, maar redding. Die Here het nie vir hom gesê, sink en verdrink omdat jy nie in my geglo het, sink en verdrink omdat jy in die storm ingekyk het nie, glad nie. Dit was nie. Geloof beteken nie, jy sal nooit sink nie, maar dat jy weet, wie jou gaan uithaal uit die storms uit. What is religion if we do not have faith? Dis wat die geloof inskop. Ons moet daai geloof hê om te weet Jesus Christus is daar. Ons moet. Dis waar die kruks inkom, wanneer dit kom by hierdie pragtige Christendom wat ons het, en die Here wat ons dien. Dit kom daar, met die geloof. En ek weet, baie daar is dit moeilik. Ek was self in posisies waar, geloof is nie so maklik gekweek in my wêreld, soos in ander mense nie. Maar, my oë was op die storm.
My oë was op die storm. Ek was binne dit, ek het gevoel ek het verdrink, ek voel almal het my vergete. Was dit van my eie keuses? Van dit, ja. Van dit was maar die wêreldse dinge. The world will always world. Daar kom siektes, daar kom dinge in hierdie wêreld en is goed wat ons nie sommer altyd kan beheer nie, maar dis in die storm en weer eens, I would rather go through this life with Christ than without him. If not to him, to where? Waartoe gaan ek gaan as ek in daai storm is? Soms is dit mens wat vir my daai storm gemaak het. Hoekom hardloop ek na 'n mens toe om my uit te haal? Net soos Petrus gaan ek my hand opsteek en sê, Jesus, ek is hier. My geloof het dalk gewankel, Here, en ek het dalk my oog op die storm gehou. En ek het dit dalk 'n bietjie gefouteer, Here, en ek is jammer, maar ek is hier. En die oomblik wat ek my arm opsteek en die Here sien my eerlikheid met my hart, geen twee gesig, geen voorgee nie. Die Here is altyd daar. Ja, hy gaan vir jou sê, Gerrit, hoekom het jy die storm gekyk hou? Jy weet ek sê, jy weet het. Sê ek, Here, ek weet, ek is jammer. Maar die storm het vir my bietjie oorval. Maar ek is hier, Here. En ek wil hier met my help. Daar is niks op hierdie pragtige aardbol wat God die Vader vir ons gemaak het. Op hierdie aarde wat groter is as Christus nie. Niks. Want wil jy vir my sê, dieselfde Jesus Christus wat 'n blinde man laat sien het en wat Lazarus uit die dood uit gelig het, wat die see geskuif het, wat kos in die woestyn gegee het, kan nie kyk na jou probleme nie? Ja, ek dink nie so nie. So maak nie saak wat se storm jy in is vandag en hierdie jaar gaan klaarmaak daarvoor nie. Lig jou hand op, want die Here is daar om jy uit die storm uit te trek. Die Jesus is daar. So as dit hierdie boodskap vir jou was vanoggend en jou storm voel vir jou miskien 'n bietjie te veel, just go to Christ. En onthou net hierdie sê ek nou 'n bietjie met tong in die kies, maar die Here is nie 'n advertensie nie. Hierdie is nie 'n ding wat in 30 sekondes baie keer gebeur het hier. My verlossing het gebeur oor 6 jaar. Ook as gevolg van my eie keuses, verstaan my mooi. Maar baie keer vat dit 'n bietjie langer. Want baie keer moet die Here net alles in plek kry vir jou. En baie keer is dit ons eie keuses wat daai ding uitstel in ons lewe. Maar ek beloof dit vir jou, die Here is daar en het jou lief. Hy vergewe en hy gun en hy's daar. En ek voel baie keer as jy wil weet, maar Gerrit, waar begin ek? Waar begin ek? Sê ek altyd, wie wat vir my? Dankbaarheid. Dankbaarheid vir alles in my lewe. Ek het die Here net begin dank, want ek het nie geweet waaroor om te bid nie. Ek het nie geweet wat om te bid nie, want ek het gevoel ek het siek gebid oor dieselfde goeters. Nie dat die Here dit nie vir my wou gee nie, maar omdat my eie keuse dit gemaak het. Maar ek het begin by dankbaarheid. Ek het begin om net vir die Here te sê dankie vir al die goed wat ek het. Dankie vir die dinge wat die Here vir my gee. En wie wat, dit het my harde hart, my verharde hart, het die Here vir my sag gemaak. Dit het hy vir my sag gemaak. En toe my hart begin sag raak, toe voel ek die Here werk met my meer. Hy is die pottebakker, ek is die klei. Hy is die wynstok en ek is die raantjie. En hy is altyd daar. Ek moet net rank na hom toe. En dit maak dit mooi. Kom ons gaan luister na Leon Ferreira en hy sê lekker loof.